Goeiemôre, begunstigde en hoogs geseënd. Kom ons gaan op die innerlike reis, wat die kortste reis is, in terme van die afstand wat ons aflê, maar die langste reis is, in terme van die tyd wat ons spandeer, om in aanraking met onsself te kom. Het jy al ooit net gaan sit en gedink, just go and sit down and think, wat doen ek eintlik met my lewe? Dis nogals 'n bietjie intens, wanneer 'n mens 'n bietjie dieper na hierdie vraag kyk. Maar jou toekoms, my toekoms, vereis niks minder as om daagliks, bewustelik en doelgerig te leef nie. Ek weet, dit is moeilik om die diepte waartoe ek en u bestem is te leef. Want dit vereis dat jy en ek dieper vrae vra, soos, hoe am I? Wie is ek? Wat glo ek? Wie is ek besig om te word? Die vriende waarmee ek my omring het, die werk waarin ek is, die kompetisie waarin ek staan met ander, wat is dit besig om van my te maak? Who am I becoming by the type of life I'm leading, by the type of friends I'm choosing, and by the type of competition that I'm engaging? Anders leef ons nie werklik nie. Ons bestaan net wanneer ons nie hierdie vrae vra nie, want ons werk, ons gaan skool toe, we are scrolling through social media, en dan slaap ons, only to be repeated again. Endless emptiness that engulfs the meaningfulness of my life. Dit is waar hierdie Griekse filosoof Socrates en die Salesiaanse spiritualiteit ooreenstem, as it were, where they are colliding. Salesiaanse spiritualiteit is 'n eenvoudige, down-to-earth manier van lewe en in verhouding tree met die meester van ons lewe, wat die eentonige alledagse verander, deurdat ek dwars deur die dag pauses inwerk in my besige skedule, in die waarboel van my lewe, werk ek pauses in, and I am checking in on myself. En die lewensveranderende vrae te vra. Soos byvoorbeeld, het ek vandag mooi geleef? Het ek liefde gegee aan ander? Het ek gegroei verby die punt waar ek gister was? En dan, waar het ek geval? Waar het ek gefouteer? Waar het ek nodig om reg te maak? En dit is waar Socrates en die Salesiaanse spiritualiteit dieselfde energie afgee. Omdat hulle albei vir ons tot stilstand ruk en sê, geliewe, stadig oor die klippe. Kyk 'n bietjie binnekant na jouself, want die binnekant kom na die buitekant. Dit wat ek binnekant is, word weerspieël in dit wie ek is aan die buitekant. Hoe ek met ander omgaan, hoe ek met ander praat, hoe ek ander behandel, dit word weerspieël en dit kom van binnekant af. Moenie net voortploeter, maar leef doelgerig. Ek dag u vandag uit. U het dalk baie mense gedate, ontelbare mense. Wanneer u na jouself kyk en na die geskiedenis, lewensgeskiedenis, dan is die mense wat die gedate het, die mense waarmee jy uitgegaan het, die mense waarop u tyd, energie, hulpbronne spandeer het, eindloos. Maar ek dag vir u vandag uit, date yourself just for today. Spandeer energie op jouself, tyd op jouself, hulpbronne aan jouself, aandag aan jouself, wat jy sover aan ander spandeer het. Die innerlijke reis na jouself, reclaim
who you have been created. Rediscover who you have been made to be. Come to know yourself. En dan kyk u of jy dalk nie die ou verlore liefde vir jouself sal herwin en daardeur met opset, doelgerig, bewustelik kan leef. So dalk is die geheim van 'n goeie lewe nie die sukses of die perfekte plan nie, of so 'n lekker vakansie, of so 'n lekker jollied of uitskit nie. Miskien is dit nie die hoofdoel van die lewe nie. Miskien is dit net om elke dag te kies om te reflekteer, te groei en 'n bietjie beter lief te hê en beter te lewe. Dit is baie belangrik in ons lewens om stille oomblikke te hê, om tot stilstand te kom. Archbishop Joseph Bernardine, Cardinal Archbishop of Chicago, years ago, perhaps long deceased by now, het 3 priesters gewy en hy neem hulle soos gewoonde uit op 'n aandete. En terwyl hulle eet, praat hy met hulle en sê, as aartsbiskop kardinaal van die Romeinse kerk, het ek verloor om te bid. Ek weet nie meer hoe om te bid nie. Dit bly net besig. Dis net hier en daar en alles vereis my aandag en ek het die tyd vir myself nie. Nadat hierdie 3 priesters probeer 'n grap van dit eers maak en toe ernstig loop besef dat die aartsbiskop, die kardinaal is ernstig. He has lost himself. En hulle sê vir hom, een van hulle sê vir hom toe, give to God your quality time. Gee aan God jou beste tyd. My geliefde, wanneer jy in die oggend opstaan totdat jy vanaand gaan slaap, wat is die beste tyd van jou lewe wat jy vir die Here kan gee? It doesn't have to be a lot of time. I'm not talking about hours, unending. Ek praat nie van ure of, halwe uur. No, I'm talking about 5 minutes or 10 minutes, wat jy in die hoekie van die huis, of iewers 'n sitplekkie inneem, waar jy in stilte met jouself en met die God verkeer. Jy hoef nie te bid soms nie, jy kan net daarop sit, en jy sê vir die Here, this is my time for you, this is my time with you. Hierdie tyd, ongeag waarmee ek besig is, ongeag waar ek my bevind, hierdie oomblik gee ek vir u. En vat 'n koppie koffie, 'n glasie water, en gaan sit, just relax, and let it be. Sit die computer af, sit die selfoon af, sit die microwave ketel, yskas af, diepvries af, en laat die stilte oor jou huis en oor jou lewe neersaak. Because you are not a human doing, you are a human being. Die wese is belangrik as dit wat jy verrig. Hoekom is dit so belangrik? Omdat dit so belangrik is vir ons om te besef dat die nagevorste lewe, die lewe wat ondersoek word, dit is die lewe wat moeite werd is. Keer terug na jouself, keer terug na jou God. Mag God geprys wees. Amen.